Ek wil met u praat vanoggend oor oorwinning aktiveer aanbidding. Nou, maandag aand terwyl ek hier voor staan en ons is besig met die diens en ons het 'n prediker uit Holland gehad wat vir ons kom bedien het en hy was vurig en opgewonde oor dit wat die Here wil doen in ons lewens. Begin die Here met my te praat oor die lied van Moses. Moses se lied. En as jy jou Bybel hier het, kan jy dit gerus oopmaak by Exodus hoofstuk 25. Nee, skus, dis hoofstuk 15. Daai gedeeltetjies. Exodus 15. Maak saam met my u Bybels oop. As jy jou selfoon het, gaan net na YouVersion toe, maak jou Bybel oop en lees saam met my. Jy kan lekker goed highlight en jy kan notaatjies maak ook. Kom ek vra jou eers so vanoggend. Wil jy nie gou 'n stukkie papier en pen uithaal? En wil jy nie gou vanoggend net skryf? Wat het die Here die afgelope tyd vir jou gedoen nie? Daar's so een of twee wat dit kan doen. Wat het die Here vir jou die afgelope tyd gedoen? Ouens, God wil baie meer in ons doen. God wil baie meer vir ons doen. Ons is so ingeskakel op ons lewe dat ons elke dag ons wil net nog hê, ons wil nog hê, ons wil nog hê, ons wil nog hê. Ons sien nie meer raak wat die Here doen in ons lewens nie. Daai oomblik wat jy verby 'n ander kar gery het en jy weet, dit sou die oomblik gewees het waar daar 'n ongeluk plaasgevind het. Daai besluit wat jy gemaak het, jy die regte besluit gemaak en jy besef net, maar hoorie, die Here was saam met my in daai besluit gewees. Ek het die regte besluit gemaak. Wat is die wonders wat die Here vir jou doen? Want oorwinning aktiveer aanbidding. As jy vanoggend in hierdie diens was en jy staan saam met ons, is right, Hilda, ek is right. En jy staan in hierdie diens en jy vra, maar hoekom staan en aanbid hierdie mense so lank? Hoekom is die mense so lank besig met musiek? Jy sien, kerk groei, kerk evolve. Waar ons met kerk te doen gehad het in die 70s en die 80s, dit lyk nie meer so nie, ons hou nie meer so kerkie. Kerk het gegroei, musiek en aanbidding het gegroei, dat het gemaak dat ons meer met God te doen het as ooit van tevore. Ek wens ons het net die tyd gehad om elke Sondag bietjie meer nog die gawes en die bedienings van die gawes van die Gees toe te gelaat het, dat God vrylik kon beweeg het. Maar ons is in strukture in, jy weet, ons moet 'n diens hou in 'n uur en 'n half, want ons het 'n kinderkerk langs aan, waar daar 'n klomp kinders is, en ons moet alles so vinnig agter mekaar hou. Maar wanneer God begin te werk, dan aktiveer dit iets in jou binneste. En dit is, ek wil die Here begin aanbid. Amen. Daarom is ons lief vir die Here, en ons wil dinge doen, wat God wil doen. Amen. Oorwinning aktiveer bediening en aanbidding en lofprysing. Ons wil God groot maak. Amen. So kom ons bid saam. Here, ek wil bid vir elke man en elke vrou, dat U ons vanoggend nie sal los waar ons is nie. Miskien is ons, en miskien is hier mense wat vanmôre hier sit, Here, in 'n passiewe godsdiens. Ek wil bid dat U hulle sal aktiveer tot 'n herleefde verhouding met U, en dat hulle saam met U sal groei in hierdie tyd van waar ons lewe. Dankie dat U dit sal doen. In Jesus naam. Amen. Moses beleef iets wat hy in sy hele lewe nie kon bedink het nie. Moses kom deur 'n tydperk waar daar 10 plaae was en hy het gesien hoe God gewerk het, maar hy het nog nie God se grootheid en sy teenwoordigheid en sy almag gesien soos wat hy dit gesien het in Exodus 15 nie. Moses beleef, hy staan nou oorkant die Rooi See, in 'n ander vertaling sal sê die Rietsee,
maak nie saak, hy staan aan die oorkant van die Rietsee. Hulle het so pas deur die Rooi See getrek, en hy sien hoe die hele volk, daai meer as 1 miljoen van die Israeliete, deur die Rooi See getrek het, en dat die waters wat daar was, het nou toegegaan, en Farao sy hele leermag, nou die Bybel leer vir ons, hy sê nie hoeveel daar was nie, maar hy sê vir ons, dit was plus minus 600 man en ruiters en op vegwaans gewees, wat binne in die Rooi See verdwelg was. En toe hulle dit sien, nou sê Exodus vers 31, 15 vers 31, hy sê, toe die Israeliete sien met hoeveel mag die Here teen Egipte veg, het hulle respek gekry vir die Here. Hulle het in hom geglo en was oortuig dat hy Moses gebruik het om vir hom te werk. Moses het verwonderd na die geredde volk gekyk en toe gesing en gesê die volgende. Lees saam met my hoofstuk 15 vanaf vers 1. Moses en die Israeliete het toe hierdie lied vir die Here gesing. Ek wil oor die Here sing, want hy is geweldig groot. Hy het perd en oorlogwa in die see gesmyt. My krag en my sterkte kom van die Here. Hy gee vir my die oorwinning. Hy is my God, ek wil hom loof. Hy was my voorouers se God. Ek wil sy naam verhoog. Die Here is 'n vegter, sy naam is Here. Die Farao se oorlogwaans en weermag het hy in die diep see gegooi. Die dapperste van die Farao se offisiere het in die Rietsee verdrink. En dan gaan hy aan met hierdie gedeelte oor wat God gedoen het en wat God vir hulle wou doen. Ek wil by hierdie gedeelte uitkom. Die Here het 'n groot oorwinning behaal. Kom, probeer dit net gou merk in jou Bybel. Vers 1, ek wil oor die Here sing, want hy is geweldig groot. Hoor gou die mense. Vanaf laasweek in Sondagoggend het hier mense tot bekering toe gekom. Mense het omgeval in die Heilige Gees. Mense was gedoop met die Heilige Gees, soos in spreek in tale. Ander mense was weer gesond gemaak gewees. God het wonders gedoen. Ek wil terugkyk na hierdie Pinkster, en ek wil sê, waarlik, die Here was vir ons goed gewees. Jy weet, mense wat graag in die Heilige Gees gedoop wil word, wat hiervoor was, en wat gedoop was met die Heilige Gees, om op hulle gesigte te gesien het, wat het God gedoen? Harold, dit is terug, as ons terugkyk na hierdie week, dan besef ons, luister, dit was nie ons as leiers nie, dit was nie ons aanbidding gewees nie, dit was nie dit wat ons gedoen het, dit was wat God gedoen het, in die harte van mense. Kan ek jou die vraag vra, waar was jy die week? Waar was jy? Wat sou jy gedoen het as die Here hierdie week gekom het, en uit sy kerk kom haal? Waar sou jy gesit het? Wat se verskoning sou jy gehad het? Hoe sou jy vir God gesê het? Maar ek het geweet van die kerke wat Pinkster hou, reg hoor. NG Kerke, AGS Kerke, almal in die omtrek het Pinksterdienste gehou. Waar was jy? Nee, ek was by die huis, Here. Hoekom was jy by die huis? Nee, ek was nie lus vir kerkie. Dit was 7 uur die aand. Ek was moeg gewerk. Verskonings sou niks gemaak het nie. Dit gee my so koue, kulle rilling in my rug, om te besef, hoe speel ons met die genade van die Here eintlik? God vra van ons. Hy sê, moenie dat ons onderlinge byeenkomste reël, en jy wegbly daarvan af nie. Jy sien, want dit raak net 'n godsdienstigheid vir ons. Kerk raak dan net 'n plek, waartoe ons gaan om ons siel net 'n bietjie vrede te gee. In plek daarvan, dat kerk 'n plek word waar daar bediening is, waar God my wil gebruik om ander te inspireer en op te bou. Tweede ding wat hy sê, daar is, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, ek wil hom loof. Hy was my voorouers se God gewees.
My voorouers, my pa, my ma, my oupa, my ouma, hulle het kerk toe gegaan, hulle het die Here gedien. Ek wil ook so die Here dien. Kan ek 'n amen kry? Sê vir jou langs jou, ek wil die Here dien soos wat my ma, my pa het gedoen het. Okay, as jy nou nie 'n voorbeeld van 'n ma en 'n pa gehad het wat nie die Here gedien het, jy moet nie die Here dien soos wat hulle die Here gedien het nie. Okay. Dis nie wat ek sê nie. Vers 3 sê, onthou nou nie, Moses staan nou die kant van die Rooi See. Hier het nou 'n geweldige storie plaasgevind. En ek weet daar's vandag twee denkrigtings wat mense het. Mense sê, dis nie 'n ware storie nie, en die ander kant is, heiliglik in die Rooi See, is hulle besig om uit te grawe, ou waanswiele en oorlogsgetuig, toerusting wat hulle uit die see uithaal, nog steeds uit die Rooi See uithaal, om te sê, maar luister, dis waardeur die Egiptenare gekom het met hulle waans. So, jy kan kies, maar die Here, sê Moses nou, hy sê, die Here is 'n vegter. Hy staan hierdie kant van die Rooi See en hy sê, luister, dit wat nou hier moes plaasgevind het, ons het niks gedoen nie. Neem gou 'n stapie terug. Die hele volk Israel is besig om uit Egipte uit te beweeg. Hulle kom by die Rooi See. By die Rooi See staan hulle en hulle is verwonderd, wat moet hulle nou doen? Al wat hulle weet is, die Egiptenare is op pad. En ek gaan nou vir jou skrif gee daarvoor. Die Egiptenare is op pad, wat moet hulle doen? En God kom staan by Moses en hy sê, luister, ek gaan vir jou 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Ek gaan vir jou 'n roete gee wat jy moet volg, wat nie daar bestaan nie. Jy moet jou staf vat, jy moet op die water slaan, en die water sal oopgaan, en jy sal voetstoots deur beweeg. Luister gou mooi. Die Here is so wonderlik. Toe hulle deur die Rooi See gaan, toe die Here die water laat opbeweeg in 2 mure. Hoe hy dit gedoen het, weet ek nie, maar God het dit gedoen, want hy is by magte om enigiets te doen. Toe maak hy dat die grond waarop hulle gaan loop, droog is. Daar's nie nattigheid daar gewees nie. Hulle kan deur die see beweeg, waar dit nou net water was, is daar veronderstel, dit moes eintlik klei en modderigheid gewees het, soos wat hulle dit gestap het. Maar God maak dat hulle droogvoets deur die Rooi See beweeg aan die kant uit. Wat 'n wonder. Jy sien, as God 'n pad vir jou maak, is daar werklik waar 'n nuwe pad is. Dan sal God vir jou laat beweeg op 'n plek wat vir jou nie nadelig sal wees nie, maar God sal vir jou seën en God sal vir jou deurvat. Vir wie het die Here al so 'n pad gemaak? Is daar mense, daar is baie mense nie. Die Here het vir my 'n pad gemaak wat ek nooit gedink het daar sou 'n pad gewees het nie. En dan kom Moses en hy sê, U is geweldig hoog, U verpletter hulle wat U probeer teestaan het. Marco, hoe sou jy hierdie hoofstuk 15, hoe sou jy dit gedig het? Miskien moet ons vir AI vra om vir ons 'n liedjie te skryf, nê? Dat ons net 'n idee kry. Want ek dink Moses moes daar op die berg gestaan het of langs die Rooi See gestaan het. Onthou nou, hy het 'n stottering gehad, hy het gehakkel. Maar hier sê dit, hy het 'n lied gesing. Hoe hy dit gedoen het, sal ek eendag as ons in die hemel kom, gaan ek vir hom vra, hallo Moses, met liefde en respek, hoe het jy gesing met daai stottering, jy weet? En weet jy wat, hy het 'n lied gesing tot eer van die Here, om te sê, dis wat God vir my en vir hulle gedoen het. Kom ons nog op daai punte van refleksie. Kom ons nog op daai plek waar ons vir God kan dankie sê. Is ons nog in daai gewoonte om baie keer net 'n pen en papier te vat en net vir God dankie te sê vir wat hy gedoen het? Ek het geleer as kind in die aand gaan sê jy net vir die Here dankie vir wat hy vir jou vir die dag gedoen het.
Doen ons mense dit nog? Gaan sê jy nog in die aand, Here, dankie, U het ons vandag beskerm op die pad, U het ons deurgedra, U het ons gehelp, U het vir my die nodige krag gegee vir die dag. Dit is interessant hoe ons godsdienste afplat, of hoe ons godsdienste opbou. Terwyl Moses na die massas water kyk, en die verpletterde mag van koning Farao, was hy verbaas aan homself, en hy het gesê, ek het nooit gedink, dat God so sterk kan wees nie. En ek het hierdie week beleef, terwyl hier mense lê, terwyl hier kankergevalle was, terwyl hier mense uitkom met trane in hulle oë, het ek gestaan en gesê, ek is verwonderd oor wat die Here kan doen. Amen. Harold, ons het nie 40 dae gevas nie. Ons was nie besig om 7 dae te vas nie. God het self besluit om dinge te doen vir mense. Mans, is jy nog besig om in jou huis die priester te wees en hulle te vat en saam met hulle te bid en God te vertrou vir wonders en tekens binne in jou huis? Is jy nog besig om die leiding te gee? Of het jou vrou maar net oorgevat omdat jy te passief was? Kom aan mans, in hierdie gemeente praat ons van ons mans as granite men. Amen? Kan ek 'n amen kry by die manne? Amen. Ons is manne wat voorvat. Ons is manne wat wil sê, dit is wat God in ons harte druk, en ons wil dit vir ons huise gee. Die volgende punt daar is, Israel sing nie oor hulle eie vermoë, of oor hulle eie wapens, of oor hulle eie strategie nie. Hulle sing oor God se grootheid. Ek is so dankbaar dat ek 'n verhouding met die Here het. Want ek weet waar kom my blydskap vandaan. Ek weet wanneer om dankie te sê. Amen. Ek gaan nou 'n simpel voorbeeld gebruik. En miskien kan julle met hom praat na die tyd, miskien kan hy julle help. Maar ek is 'n atleet, ek is 'n driekamp atleet, en ek hardloop deur skoene vinniger as wat ek deur kerkskoene gaan, hè. En Warren kry moet ek dit sê nie, Warren, gaan jy te veel besigheid kry, maar in elk geval, meneer X kry marathon skoene teen so 'n billike prys, en terwyl ek dit gekoop het en daarmee gaan hardloop het en die toets gaan doen het of hulle nou regtig so goed is, besef ek net, maar eintlik wat die Heilige Gees vir my sê is, I will supply in all your needs. Weet julle wat kos 'n paar marathon skoene vandag? So R3.500 op. Dis wat jy betaal vir 'n paar skoene. So as jy dit onder R1.000 kan kry, is dit 'n bargain. Nee, is 'n wonderwerk, man. Amen. God doen wonders. God help ons. God is die een wat vir ons lewens wil seën met geskenke, met toerusting, met geestelike ontwaking. Wanneer God red, kry hy die eer. Ons getuienis begin nie by ons krag nie, maar by sy genade. Is dit nie so nie? Dis wat God doen, en God se grootheid is die een wat ons help en wat ons deurvoer. Die vyand se grootheid verdwyn voor God. Ek wil hê jy moet dit nou neerskryf as jy kan. Wanneer jy te doen het met die vyand en wanneer jy te doen het met God, sal die vyand se grootheid verdwyn voor God. Met ander woorde, jy weet, hier kom staan mense, dan kom sê mense, maar luister, hulle kanker in hulle liggaam. En dis soos 'n vyand, want al wat kanker sê is doodsvonnis. Maar wat sê God? God sê nee, dis 'n geleentheid vir my om te genees. Dis 'n geleentheid vir my om aan te raak. Dis 'n geleentheid vir my om te herstel. Kan ek 'n amen kry? Ons staan nooit voor die vyand en ons buig voor die vyand nie. Ons staan voor God en ons sê, Here, dit is ons situasie en ons buig voor die Here. Farao se 600 strydwaans en sy leer was in die see gewerp. Wat onoorwinnelik gelyk het, sink nou in die see. Die magtigste leer van daardie tyd word in een nag verneder. Met ander woorde, die lied verkleineer die vyand se deur te wys,
Sy trots was leeg, sy mag was tydelik, sy planne kon nie gekeer word nie. Dis wat gebeur. As jy gaan nou na hoofstuk 15 vers 9 toe, ek wil net vir jou lees. Die vyand het gesê, en dis baie keer is dit die waarheid ook. Die vyand sê iets, hy sê, ek sal hulle agterna sit, ek sal hulle inhaal en vernietig, ek sal hulle plunder, ek sal my op hulle wreek, ek sal my swaard uitpluk en ek sal hulle met geweld verwoes. Dis wat die vyand gesê het. En weet, baie keer kom probleme, baie keer kom politiek in die huise, baie keer kom krisisse in huise, en dan wil die vyand kom en die vyand wil jou lewe kom verwoes. Weet jy wanneer besef mense dit eers? Wanneer hulle klaar deur die egskeiding is, dan kom hulle by die kerk uit. Wanneer hulle klaar iets verloor het, dan kom hulle eers by die kerk uit. Maar God wil ons proaktief maak, dat wanneer ons in die situasie is, kan ons 'n geestelike onderskeiding maak, en ons kan begin onderskei, hoor jy, dit wat nou in die gang is, dit kom nie van die Here af nie. Amen? Hierdie ding is nie van die Here af nie. Ek wil sê wat ons profeet wat hier was, Didi, hy het gesê, jy moenie lig geraak wees nie. Baie keer is mense lig geraak. Iemand het net iets vir jou gesê, en jy gaan bly op daai gedagte, en jy's later so negatief, omdat jy die gedagte geglo het, wat een mens gesê het, in plek daarvan, om te geglo dit wat die Here wou gedoen het in jou lewe. Wanneer die vyand verkleineer, vergroot God. Wat vandag groot en bedreigend lyk, is klein voor die Here. Vrees verloor sy mag, wanneer ons God se grootheid raak sien. Amen. Om God se grootheid raak te sien, vra van jou, om na God toe te draai en tyd met hom te spandeer. So hier is die volgende gedeelte wat uit vers 6 uitkom. U regterhand, Here, is verheerlik in krag. Moses fokus nie op Israel se moed nie, maar op God se hand. Die oorwinning kom deur God se teenwoordigheid. Sy asem verdeel die waters, sy hand verbreek die vyand, sy leiding dra sy volk. Met ander woorde, as ons dit toe gaan pas, waar kom ons uit vanoggend? Die kerk oorwin nie deur menslike energie alleen nie, maar deur die teenwoordigheid van God in ons lewens. Amen. Ek wil jou nooi om weer in die huis. As jy jou smart televisie aansit, dan is daar klomp verskillende programme wat jy na kan kyk. Maar sit vir jou in die oggend, sit vir jou 'n bietjie weer geestelike musiek aan. Daar's sulke mooi goed op YouTube wat jy kan, wat jy net kan druk en dan begin dit te sing, en dit sing Afrikaanse liedere, dit sing oor die grootheid van die Here. Daar's gedeeltes wat gaan oor, dit sing psalms. Dis mos ons liefde, ons is lief vir die Here, want ons hou van psalms, jy weet, en dit sing psalms. Maak jou huis 'n atmosfeer waarin God welkom is. Kan ek dit weer vra? Maak jy jou huis 'n plek waar God welkom is. Sit die radio af, sit 'n geestelike program aan en begin in die oggend terwyl jy besig is om te skeer, besig is om ontbyt te maak, besig is om jou aan te trek vir jou werk. Weet jy, maar ek was alreeds in die teenwoordigheid van die Here. Hoekom? Want God is nie net hier nie, God is daar by jou huis ook. Amen. Sê vir die ou langs jou, die Here is oral waar jy is. Sê dit vir iemand langs jou. Die Here is waar jy is, omdat jy sy kind is. Bevryding lei tot aanbidding en vertroue. Die Here sal regeer vir ewig en vir altyd. Die lied eindig nie met 'n verlede oorwinning nie, maar met 'n toekomstige vertroue. Dis baie belangrik. Die Here sê nie, die Here het geregeer nie. Hy sê die Here
Sal regeer. Dit is in die Afrikaanse grammatika, dit is iets wat jou wys na die toekomstige tyd toe. Hy gaan regeer, hy sal regeer, hy gaan voor jou uitbeweeg. God se hand sal altyd met jou wees, hy sal met jou wees en hy sal vir jou lei. Skus, ek het nie daai een gedruk daar nie. OK, so is 'n toekomstige vertroue. God het nie net gered nie, hy sal regeer steeds, hy regeer steeds en toekomstiglik gewys. Dis wat hy sal doen. Ouens, as jy gedink het, ons land is op 'n slegte plek. As jy dalk gedink het, ons land is op 'n goeie plek, watter kant jy kan kies. Ek sê, ons land is op die beste plek waar hy kan wees. Met al hierdie goed wat aan die gang is. Party mense is besig om depressief en swartgallig te raak, maar ander mense is weer op 'n punt wat hulle sê, wow, kyk hierso, kerke is besig om weer vol te loop. Jong mense is besig weer om die Here te dien. Mense is weer besig om die Here te soek, want ons besef in ons land, as hierdie land nie gaan verander, is ons in die moeilikheid. Wie wil in die moeilikheid wees? Dis like, gelukkig is hier nie een. Daar's een ou se hand wat daar bo-op gegaan het. Het ek verkeerd gesien? Ons wil nie in die moeilikheid wees nie. Ons wil sien dat dit in ons land sal beter gaan, dat ons vooruit sal beweeg. En weet jy, een ding was ek van seker. Die ouens wat in Afrika gebore is, hulle is 'n karakter van 'n ander kleur, ou maat. Hulle is mense wat kan opstaan, hulle is mense wat kan saamwerk, hulle is mense wat kan bid, hulle is mense wat die Here kan vertrou. Ek wil hoor vanmôre, waar staan jy met die Here? As jy volmoed, het jy geloof in jou hart dat die Here 'n ding kan doen? So die lied eindig nie met 'n verlede oorwinning, maar met 'n toekomstige vertroue van dit wat God wil doen. Met ander woorde, dit sê vir ons vanoggend en ek gaan nou begin klaarmaak. Die volk leer, bevryding lei tot aanbidding. Aanbidding bou geloof. Geloof kyk vorentoe sonder om te vrees. Amen. Kan ons dit weer 'n keer sê? Lees dit saam met my, 1, 2, 3. Die volk leer, bevryding lei tot aanbidding. Aanbidding bou geloof. Geloof kyk vorentoe sonder om te vrees. Met ander woorde, elke getuienis van God se redding, aanraking, genesing, behoort ons nader aan aanbidding te bring. Ouens, ek wil jou nooi vanoggend. As jy lanklaas 'n wonderwerk beleef het, sorg net dat jy volgende week weer in die kerk is. Iets gaan die Here doen. Moenie hierdie week dit mis om tyd met God te spandeer nie. Al kan jy net 5 minute elke dag. 5 minute, dit is die minste wat jy kan doen. Om net 5 minute te gaan spandeer met die Here en te sê, Here, ek wil net vir 'n oomblik kom sit en ek wil net my lewe voor U bring. Ek gaan vir jou sê, uit daai 5 minute uit, gaan daar meer as 5 wonderwerke gebeur. God gaan iets besonders in jou lewe kom doen. God gaan jou lewe aanraak. En weet jy wat is die klimaat van wanneer God jou lewe aangeraak het? Dit verander alles in jou binneste. Dit maak jou excited. Dit stel jou in staat om weer die lewe aan te pak en die dinge te doen wat belangrik is om gedoen te word. So ek wil afsluit uit vers 17 uit. Hoor wat sê die Here vanoggend. Moses sê, U sal hulle inbring en laat woon op die berg wat aan U behoort. Die plek wat U gekies het as woonplek, Here. Die heiligdom wat U gemaak het met U eie hande, Here. Die Here sal regeer vir altyd, ja, altyd. Amen. Kan ons dit weer sing? Of weer sê vir mekaar, U sal hulle inbring en laat woon op die berg wat aan U behoort. Met ander woorde, wat sê Moses? Moses sê, die volk sal nie vernietig word nie, maar God sal die volk vat tot by die plek waar hy moet wees. Die plek wat U gekies het as woonplek, Here. Die heiligdom wat U gemaak het. Met U eie hande, Here. Die Here sal regeer vir altyd, ja, vir altyd. Kom ons buig ons hoofde toe, net daar waar jy sit. Kom ons sluit net ons oë. Ek gaan nie jou vra om op te staan nie, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Maar ek wil jou uitnooi vanmôre, as jy hier sit en sê, Here, ek wil opnuut weer hoor wat U vir my wil sê. Wil ek net jy met jou hand opsteek. Ek wil opnuut hoor
dit wat U wil doen in my lewe. Baie dankie. Baie dankie vir baie mense wat hulle, Here, ek wil weer in 'n verhouding met U inkom. Ek wil kan hoor wat U vir my wil sê. Baie dankie wat U julle hande opsteek. Here, ek wil op die heilige plek wees waar U is, om my lewe te lei en my lewe te stuur en my lewe gesond te maak. Dankie Here, U kan die hande laat sak. Here, ek wil U loof vanoggend. Ons wil 'n lied van oorwinning sing. Ons wil vir U sê, Here, dankie dat U ons in hierdie week aangeraak het. Dankie dat U goedheid op hierdie plek gedaal het, Here. Dankie dat U siekes aangeraak het. Dankie dat U mense gedoop het met die Heilige Gees. Dankie dat U mense se lewens verander het, omdat U goed is. Maak U ons goed, Here. Omdat U getrou is, Here, raak ons getrou. Ek wil bid, Here, dat U vanmôre 'n saad in elke een se hart, elke persoon wat sy hand opgesteek het, Here, dat U 'n nuwe saad van persoonlike verhouding met Christus Jesus, dat U dit sal laat los word in die grond, in hulle harte, Here, sodat hulle in verhouding met U kan staan. Here, die belangrikste ding is, al wat ons saam met ons kon vat die dag wanneer ons hierdie aarde verlaat, is ons verhouding met U. En ek wil bid, Here, dat U elke persoon 'n dinamiese verhouding sal gee. Lei hulle om naby aan U te kom en saam met U te stap in Jesus naam. En ons almal sê amen.